Goeiedag geliefdes, dit is vir my heerlik om u weer terug te verwelkom as ons saam na die woord van die Here kyk en ons is besig met die boek Romeine. Ons het so pas begin met die boek en ek het laas keer met u gepraat net oor die naam Paulus, wie hierdie man was, die vervolger van die gemeente van die Here, wat met woede die gemeente van God wou uitdelg, die gemeente van Jesus Christus, die Nuwe Testamentiese kerk wou uitdelg en dit as 'n sekte beskou het. Hoe die Here wonderbaarlik in sy lewe ingegryp het en die genade van God aan hom getoon is. Nou kom die apostel Paulus by 'n volgende terme wat hy gebruik, wat van kardinale belang is vir 'n kindjie van die Here. Paulus, 'n diensknegt van Jesus Christus. In hierdie ou klein woordjie diensknegt is daar 'n geweldige groot waarheid en 'n geweldige groot belydenis wat Paulus maak. 'n Leerstelling wat hy na die gemeente van die Here toe bring, wat eintlik van elke kind van God waar moet wees, en elke kind van God moet laag voor die Here buig, in erkentenis van die genade van God wat ek ontvang het. Elke kindjie van die Here behoort te bely. Ek is 'n diensknegt van Jesus Christus. En as jy dit nie werklik in jou hart bely nie, dan het jy 'n misplasing van jouself. Dan weet jy nie wie jy is nie. Dan lewe jy half in die duister. Want as ek die genade van God besef, en as ek die groot liefde van God besef, dan sal ek besef wat beteken dit om te sê ek is 'n diensknegt. Paulus was nog nooit by hierdie gemeente nie, maar hy skryf hulle die brief om hulle te bemoedig en hulle geestelik te onderrig aangaande die pad wat hulle moet loop. Maar hy stel homself aan die gemeente bekend as Paulus 'n diensknegt. In die eerste plek 'n diens, in diens van. In die tweede plek 'n knegt van. En wanneer hy hierdie woordjie gebruik, dan is daar eintlik 'n baie dieper betekenis. Want eintlik sê ek is 'n slaaf van. Maar daar self nog 'n dieper dimensie. As hy die woord hier gebruik, dan gebruik hy die woord doulos. Wat beteken dat ek die laagste klas van dienaars is. Dat ek op die laagste vlak is, die een wat die minste verdien, en die een wat die grootste genade uit die hand van die Here ontvang het. Maar wat 'n belydenis om dit te kan verklaar. En dit uit jou hart uit kan verklaar en te sê, Here, ek weet wie ek is, ek erken wie ek is, en ek het die regte siening van myself, dat ek is 'n persoon wat ewig dankbaar moet wees teenoor God. Ek sien myself as iemand wat louter uit die genade van God gered is, en daarom sien ek myself in diens van die Allerhoogste God ten alle tye. Of ek by die werk is, of in watter situasie ook al, is my eerste instaatstelling en my eerste instelling is, ek is hier as 'n diensknegt van Jesus Christus. Ek is hier op aarde as 'n diensknegt van Jesus Christus. Weet jy geliefde, as hy hierdie woordjie slaaf en diensknegt gebruik, dan dink ek onwillekeurig aan die Ou Testament en Eksodus 21. Die slaaf was op die slawemark opgevuil. Daar is 'n bod op hom toegeslaan. En die persoon wat hom koop, daardie diensknegt was sy besit. Hy kon met hom maak wat hy wil. Hy kon hom verniel, hy kon hom goed behandel, hy kon hom selfs doodmaak. 'n Slaaf het geen sê gehad nie. 'n Slaaf het net voorregte gehad en guns uit die hand van sy meester. Dit is soos Paulus homself sien. En ek dink onwillekeurig dan ook aan die posisie van 'n slaaf, as ek Lukas 17 gedagte hou, waar die Here 'n verhaal vertel van die diensknegt wat heeldag in die veld was, in die hitte van die son, en as hy vanaand huis toe kom, dan sê sy Heer nie vir hom, hoorie, kom sit hier aan die tafel dat ek jou bedien, want jy het vandag vir my hard gewerk nie. Nee, inteendeel. Die Heer sê, bring my voedsel dat ek kan eet, dat ek versadig kan word, dan kan jy gaan eet en kan jy na jouself omsien.
En dan gebruik hy die woorde, hierdie diensknegt het net gedoen wat hy veronderstel is om te doen. Wanneer ek hierdie woorde in gedagte neem, dan wil ek vir myself sê, wat is ek veronderstel om te doen? Waar lê my fokus en my ingesteldheid in hierdie lewe? Sê ek saam met die apostel Paulus, ek is 'n slaaf. En wanneer hy hierdie woord gebruik, dan sê ek is 'n slaaf van Jesus Christus. Hy wil nie eers, as het ware, sê ek is belangrik nie. Hy wil homself verbind om te sê, ek wil die fokus plaas op my meester, ek wil die fokus plaas op my Heer, en ek wil sê ek is 'n diensknegt van. As het ware, asof jou werker vir jou sal sê, ek werk vir meneer so en so. Ek is in diens van meneer so en so. Hy plaas die persoon in gedagte in wie hy in diens is, en nie homself nie. Ek is bloot maar net 'n diensknegt. 'n geweldige groot uitspraak om te maak. Want 'n mens kan baie maklik hierdie uitspraak maak, sonder dat die realiteit daarvan in jou lewe 'n werklikheid word. Staan net 'n oomblik stil, dan dink jy net daaroor. Here, is ek werklik 'n diensknegt van Jesus Christus? Is ek werklik in diens van U om U te behaag deur my hele lewe? Is U my alles? Is U die fokuspunt van my totale lewe? Is U die bron van my hoop en die bron van my voortbestaan? Is my totale lewe gefokus op God se genade wat my deel geword het? Dit is altyd vir my so mooi as ek die Bybel lees, en ek sien as die Here 'n blinde of 'n sieke genees het, dan was hulle eerste ingesteldheid, Here, ons wil saam met U gaan. Ons wil agter U aanloop. Ons wil U dien. Want ons besef die genade wat God aan ons bewys het, en die liefde wat hy aan ons bewys het, en nou wil ons totale lewe aan U stel, wil ons U volg en wil ons U aanbid. Ons wil oral net vertel van die grootheid van Jesus. Veral as ek en jy daaroor dink, geliefdes, wie is hierdie Jesus? Hierdie een wat uit genade my siel kom red het, wat my syne gemaak het. Geliefde, dink net weer 'n oomblik daaroor. Hy het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Maar hy het homself ontledig deur die gedaante van 'n mens aan te neem. En 'n gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Hierdie Jesus het na die aarde toe gekom. Hy het homself ontledig. Hy het ook gesê, Vader, my fokus in hierdie lewe is nie myself nie, ek is in diens van U. Ek sê niks, en ek doen niks wat U my nie beveel om te doen nie. Ek is daar om U te behaag. En dan daar in Johannes 17 vers 4, alles wat U my gegee het om te doen, het ek gedoen. Hy het homself in diens van sy Vader gestel. En nou kom roep hy vir u en my op deur hierdie woorde van Paulus om te sê, ek het myself gegee vir jou. Ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en my lewe as losprys te gee vir jou. Sal jy dan in dankbaarheid ook voor my buig en sê, Here, ek is in diens van U. Paulus was uitverkoop op die Here Jesus Christus. 2 Korintiërs 2 vers 20 sê, ek het myself voorgeneem om niks anders onder julle te weet as Jesus en hom as gekruisigde nie. Hy is my bron van my lewe. Hy is die som totaal van my lewe. Hy is alles wat ek wil hê, ek het niks meer nodig nie. Psalm 16 vers 2, Psalm 73 vers 25. Here, naas U begeer ek niks op die aarde nie. U is die som totaal van my geluk. U is die bron van my vrede. En ek is 'n diensknegt in diens van U. Waar wil U my vandag gebruik? Hoe wil U hê moet ek lewe voor U aangesig?
en my fokus is daarop ingestel om hom te dien en hom te behaag, nie myself nie. Dat ek nie vir myself sal lewe, sê 1 Korintiërs 5 vers 15 nie, maar vir hom wat vir my gesterf en opgewek is, dat my fokus sal wees op die allerhoogste God. Ag, as Paulus in die Efesiërsbrief skryf, daar die eerste hoofstuk, en net die eerste 14 verse, noem hy 15 keer die naam van die Here Jesus. Hy kon nie uitgepraat raak oor sy verlosser nie. Hy kon nie uitgepraat raak oor genade wat hy ontvang het nie, dat hy my, die swakste, die slegste, die vervolger van sy gemeente, genade kon bewys, kon Paulus nie oor praat raak nie. Ek wonder of ek en jy nog in ekstase kan raak oor verlossing. Dat ek en jy nog diep voor hom kan buig en hom net kan aanbid en hom kan loof en hom kan dank, dat hy uit genade my siel gered het en dat ek met eerlikheid kan sê, Here, ek is u diensknegt. Here, ek is in diens van u om vir my te sê wat ek moet doen en hoe ek moet doen en ek sal buig. Ek het nie 'n sê nie, Here. Ek het net 'n voorreg om te wees. Amper Jesaja 6. Hier is ek, Here, stuur my. Ek sal gaan doen wat u wil hê gedoen moet word. Ek sal u spreekbuis wees. My hart vol te hê van genade. Geliefdes, as ek genade verstaan, sal ek aanbidding verstaan. Maar as genade by my afgewater raak, as ek vergeet wie ek was, as ek vergeet wat God van my gemaak het, dan begin daar afdwaal en verkoeling in my lewe plaasvind, dan word ek afvallig van die Here. Dan het my fokus verander het, dan is ek nie meer op die plek waar ek moet wees nie. Paulus, 'n diensknegt van Jesus Christus, daar om hom te behaag in alles wat ek doen. Ag, dat ek en jy ons fokus weer opnuut sal regkry en werklik sal besef die genade wat ons deel geword het deur ons Here Jesus Christus. Wat hy vir ons gedoen het, mag dit nooit vir jou en my oud raak nie. Geliefdes, ek dink aan Romeine 6, wat sê vrygemaak van die sonde, het julle diensbaar geword aan God, het jou vrug tot heiligheid en uiteindelik die ewige lewe. En dan sê hy, ons dank God dat julle vroeër diensknegte van die sonde was, maar nou genade ontvang het van God en nou diensknegte van die allerhoogste God geword het. Daarom stel julle lede tot beskikking van God as werktuie van geregtigheid in die diens van God, as mense wat uit die dode lewend geword het. En stel julle lede tot beskikking van God as mense wat die Here dien. Lees Romeine 6. Lees daar van die 12de vers af en lees wat ek en u moet wees, net omdat ons genade uit die hand van God ontvang het. Dink net vir 'n oomblik weer. As dit nie vir die genade van God was nie, waar was jy? Ag, as ek weer eens dink aan Eksodus 31, dan het daardie slaaf sy heer so lief gehad, dat daardie verhaal sê, na 6 jaar, of die 7de jaar, moet hy vrygelaat word. Dan moet hy nie met leë hande weggaan nie, sy meester moet self nog vir hom iets gee om mee te gaan. Maar dan kom daardie slaaf na sy meester toe en sê, meester, ek het u lief, ek wil nie weggaan nie. Ek het 'n keuse om weg te gaan. Ek kan vry wegstap, maar ek het u lief, ek wil nie weggaan nie. Dan word hy na die deurkusyn toe geneem en daar word hy els deur sy oor gesteek. En dan sal hy permanent die slaaf van daardie heer bly, vir altyd 'n slaaf wees. Ek wonder wat sal ek en jy sê as ons so 'n keuse kan gee. Ek wil vry heen gaan, ek wil my eie ding gaan doen, ek wil my eie lewe leef, of nee, Here, ek wil u diensknegt wees en ek sal die merk ontvang, om dit vir altyd te wees, om nooit weer vryheid te hê nie. Ek gee my vryheid op, om aan u as my meester te behoort. Ek wil vir u lewe, ek wil u dien, ek wil u behaag, en met daardie woorde, ek het u lief, Here.
Dink net vir 'n oomblik saam met my. As 1 Korintiërs 3:23 sê, julle behoort nie aan julleself nie, julle behoort aan Christus. As die 6de hoofstuk vers 20 sê, julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle gees en in julle liggaam wat aan hom behoort. Kan ek dit vandag net weer vir jou sê, jy behoort nie aan jouself nie, jy behoort aan Christus. Jy's duur gekoop, sodat God jou beskryf om te sê, jy is die liggaam van die Allerhoogste God, van Jesus Christus, waarin die Heilige Gees van God lewe, en as iemand hierdie liggaam skend, sal God hom skaad. Daarom geliefde, kry dit weer vir jouself uit, aan wie behoort jy? Het jy seggenskap oor jou lewe? Of moet ek vir alles in my lewe toestemming kry by my meester om te sê, Here, ek het vrede in my hart, dat wat ek ook al doen, dra die guns en die goedkeuring van God weg. Ek lewe nie vir die vlees nie. Ek lewe nie vir myself nie. Ek lewe vir die Allerhoogste God, soos Paulus gesê het. Ek vermaan julle dan by die goedertierenheid van God, dat julle julle liggame sal stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. En word nie aan die wêreld gelykvormig nie. Word verander deur die vernuwing van jou gemoed, sodat jy kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Jy is in sy diens. Jy is sy persoon wat hy vir homself gekoop het, en jy's 'n slaaf van die Allerhoogste God. En dan lees ek daar in Jakobus 5 vers 4, so mooi woord. Met jaloersheid begeer die Gees van God wat in ons woon. Wat wil hy vir ons gee? Wat het hy vir ons gedagte? Wat verloor ons omdat ons nie die plek ken waar ons behoort te wees nie, dat ons selfs aanmatigend geword het, dat ons self die genade van God baie keer mistas en misken, dat ons nie in afhanklikheid van God lewe, om te besef dat sonder hom is ek niks nie. Ag, Johannes 17 vers 7 sê, aan hulle wat wil, hulle wat kies om my te dien, hulle wat in hulle hart 'n besluit geneem het. Ek behoort aan hom. Ek is daar om hom te behaag en nie myself nie. Psalm 81 is altyd vir my so pyn. Ek sal jou voed met die beste van die koring. Ek sal jou heuning uit die rots gee. Jou vyande sou kruipend na jou toe kom, maar Israel was vir die Here nie gewillig nie. Mag dit nooit van jou en my gesê word, dat ons die seën van die Here verloor, omdat ons nie besef wie ons is nie. Geliefde, 1 Korintiërs 13, die liefde. Die liefde is nie daar om homself te behaag nie. Die liefde is gegee en ingestel op 'n ander. Jesus Christus is die fokus van my lewe. Ek is 'n slaaf van die Allerhoogste God, 'n onverdiende slaaf, wat niks het wat ek verdien nie, alles wat ek kry is genade. Mag die Here vir jou en my help, om net weer 'n oomblik stil te staan en te bepeins en na te dink, en maar jou naam daarin te sit. Johan, 'n diensknegt van die Here. Karel, 'n diensknegt van die Here. Dat elkeen van ons dit vir onsself sal uitmaak, en net voor die Here die knie sal buig. Here, is ek werklik 'n diensknegt van die Allerhoogste God? Mag die Here vir u seën. Ons gaan volgende week oor die volgende terme praat. Die genade van die Here met u, en ek bid dat u die seën van die Here mildadig mag ervaar, terwyl u hom dien. Ere aan sy wonderlike naam. Amen.